Baie welkom by sessie 3 van module 4. In hierdie sessie praat ons verder oor die Onse Vader gebed, soos Jesus sy disippels leer bid het. Ons het verlede keer die eerste 3 bedes behandel wat eintlik die kern van hierdie gebed uitmaak, wat daarop neerkom dat jy weer jouself aflê en erken, die lewe gaan nie oor my nie, dit gaan oor God. Dit gaan oor sy naam en sy koninkryk en sy wil. En dan die bede, laat u wil geskied, voeg dan by, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Nou ek het toe ook genoem dat ons nie aan die hemel moet dink as 'n plek in tyd en ruimte nie, want God is nie beperk, hy bestaan nie in tyd en ruimte net nie. God bestaan in die dimensie van ewigheid, en dis 'n dimensie wat tyd en ruimte omvat. Daarom is God altyd oral teenwoordig en nie net in die hemel nie, of nie net op sekere plekke nie, maar hy is altyd oral teenwoordig, want die dimensie van ewigheid is hier rondom ons, dis by ons. Ons het net nie toegang daartoe nie. Dis eers wanneer ons hierdie aarde verlaat, wat ons ook in die dimensie van tyd en ewigheid sal inbeweeg. En as ons dan bid dat dit sal wees net soos in die hemel, dan gaan dit daaroor dat God op hierdie aarde sy heerskappy wil herstel. Want in die hemel heers hy, daar is dit nie 'n probleem nie, maar hier is daar vreeslik baie mense wat toegegee het aan die versoeking van die vrug om soos God te wees en daarmee onder God se heerskappy uitbeweeg het, waar hulle self in beheer is en self heers, hulle eie koninkryke bou, hulle eie ding doen. En dan raak die lewe nogal sleg. Dit kan baie sleg raak. Want hoe meer mense dit doen, hoe meer chaos is daar rondom jou, hoe meer kompetisie en korrupsie en agterdog en jaloesie en konflik en selfs oorloë is daar, as mense nie onder God se heerskappy leef nie. En daarom het ek ook gesê, as daar waar God se heerskappy deurbreek, waar hy werklik weer heers in mense se lewens, daar raak die wêreld 'n beter plek vir almal in daardie omgewing. En dit is iets wat deur die kerkgeskiedenis bewys is. Jy kan gerus 'n bietjie gaan Google en lees van die vroeë dokumente. Jy kan byvoorbeeld net Contra Celsus Google en dan sal daar van die dokumente uitkom wat in daardie tyd aan die keiser geskryf is en waar mense gesê het wat 'n rol die Christene in die samelewing speel. Dit was absoluut soos 'n sement wat mense saamgebring en saamgevoeg het, genesende effek op die hele samelewing. En dit terwyl hulle geen invloed gehad het nie, omdat hulle geen gesag gehad het nie. Hulle was gesien as die uitvaagsels, as minderwaardig, as randfigure. Nie erken deur die samelewing nie, nie mense met mag en invloed nie. En tog het hulle op grond van die feit dat hulle vanuit God se liefde geleef het, 'n geweldige impak gehad. 'n Meer hedendaagse voorbeeld is 'n erlewing wat hier in die middel 70er jare in Guatemala uitgebreek het. Jy kan dit ook Google, net Guatemala Revival in die 70s. En dan kan jy daar selfs op YouTube nog video's sien daaroor. En ook hoe die hele samelewing verander is. In 'n dorp wat verskriklik baie kroë was, in net 2 kerke, het soveel van die kroë toegemaak en die kerke vertienvoudig toegeneem. Mense se totale lewenswyse is verander. En nie net dit nie, die verbasende ding daarvan is ook, dat ook hulle landbouprodukte het in kwaliteit geweldig toegeneem, in grootte toegeneem. Daar was absoluut 'n seën op die hele omgewing. Vir my is dit 'n teken dat daar waar God heers, het dit op al die aspekte van die lewe 'n groot invloed en verander baie dinge. Die volgende bede is dan, gee ons vandag ons daaglikse brood. Nou deur daardie gebed te bid, erken ons dat ons nie werklik in beheer is van ons lewe, ons inkomste, dit wat na ons kant toe kom nie. Mense sê so maklik, ek kan met my geld maak wat ek wil, want ek het hard gewerk daarvoor. En baie mense raak benoud as jy sê, eintlik besit ons niks nie, God is die enigste eienaar, ons is net rentmeesters. Hulle is so bang hulle moet afgee, hulle gaan verloor wat hulle besit. En dat hulle dalk nou hulle werk sal moet bedank. Nee, as ons dit reg verstaan, is jou werk juis God se voorsiening vir jou daaglikse brood. God voorsien in ons inkomste, ook deur vir ons werk te voorsien. Die groot geheim bestaan daarin om te leer
om te bid en te vra vir leiding oor waar God jou wil gebruik. Met jou gawes, met jou kennis, met jou akademiese opleiding, jou toerusting of wat ook al. Natuurlik wil God hê dit moet gebruik word in die samelewing. Maar hy het waarskynlik 'n plek waar hy jou nodig het, waar hy jou wil betrek by dit wat hy daar doen. En om te bid gee ons daaglikse brood, erken ons lewens is in sy hande, hy voorsien wat ons nodig het, ons kan hom daarvoor vertrou. Ons hoef nie bang te wees dat as ek nou my lewe in God se hande gee, dat ek nie daaglikse brood vir my gesin gaan hê nie. Dit is beslis nie waar nie. Jesus het dit self beloof in Matteus 6 vers 33, as jy eers die koninkryk soek, as jy eers onder sy heerskappy leef met ander woorde, dan sal hy vir jou alles byvoeg wat jy nodig het. En dan 'n volgende bede wat verskriklik belangrik is, vergeef ons skulde net soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Nou ek dink enige iemand wat enigsins 'n klein bietjie verstaan van dit wat God vir jou vergewe het, sal nie 'n probleem hiermee hê nie. Dis gewoonlik as ons nie regtig verstaan wat dit beteken dat God ons vergewe het en vrygespreek het en met homself versoen het, as ons nie die volle impak daarvan begryp nie, dan vind mense dit moeilik om te vergewe. Maar dan is daar nog 'n groot stuk van die ego wat in beheer is. Daar's nog 'n groot stuk van hierdie selfhandhawing. Ek wil reg laat geskied teenoor my volgens my standaarde en dit gaan nog baie sterk oor my naam en wat my toekom. Dan raak dit moeilik om te vergewe, maar dan raak die lewe ook baie moeilik. Want dan loop jy met 'n klomp bagasie van bitterheid en wrokke en planne hoe om ander dalk terug te kry of verwyte, wat jou eintlik beroof van die volheid wat God met jou wil deel. Waar Jesus gesê het, ek het gekom dat jy 'n lewe kan hê en dit in oorvloed, wil hy ons juist vrymaak van al daardie tipe bagasie wat so onnodig is. Dis nie nodig om vasgevang te word in hierdie onderlinge konflikte en bekleierery op die aarde nie. God kan ons vrymaak daarvan, as jy verlos word van die valself, die ou mens, en leer om vanuit die nuwe mens te leef, wat vergewe is, wat vrygespreek is, en daarom 'n oop hand het, en ook vir ander kan vryspreek en vergewe. So daai gebed is ook baie belangrik vir jou eie ervaring van vreugde en vrede in hierdie lewe, om werklik vry te kan wees. So dink goed daaroor na, waar is daar dalk nog mense vir wie jy gevange hou, van wie jy eintlik die gevangene is, en mense wat jy moet vergewe en laat gaan, sodat jy ook kan vrykom. Dan kom die gebed laat ons nie in die versoeking kom nie. Nou hier glo ek, gaan dit nie oor sommer alledaagse versoekingkies van versoeking om nou nie iets verkeerd te doen, of hier 'n sonnetjie te doen, of daar te veel te eet, of daar te veel te drink, of daar wat ook al nie. Ek glo die eintlike versoeking, die wesenlike versoeking wat op ons almal se pad elke dag weer kom, is die versoeking om dit weer te laat gaan oor jouself, oor my naam, my koninkryk en my wil. Dit bly altyd vir ons 'n versoeking. Daardie vrug wat so aantreklik is, so mooi lyk om van te eet. Thomas Keating skryf baie aangrypend oor hierdie gedeelte. Hy sê ons, veral die mense wat in die kerk betrokke is, wat aktief in die kerk is, ook in die voltyds in die kerk se diens is, moet versigtig wees, want hulle moenie dink dat hulle vry is van hierdie versoeking nie. Want hy sê, baie keer is dit so, as God jou verlos het, jou betrek het in sy koninkryk, dan kom die versoeking na jou toe, nou moet jy die beste Christen ooit wees. Nou moet jy die dominee wees wat die grootste skare trek. Nou moet jy die mees suksesvolle Christen leier word. En dan sê jy vir jouself, dis alles ter wille van God, maar eintlik gaan dit om weer naam te maak vir jouself. So, lei ons nie na die versoeking, Here, om dit op een of ander manier weer oor myself te laat gaan nie. En dink daaroor na, is jy werklik vry daarvan? Want dit is iets wat ek glo nie ons maklik volkome vry van word in hierdie wêreld nie. En as ons hierdie gebed elke keer weer bid, dink waar is die plekke waar ek maar nog weer dit oor myself wil laat gaan? Nou, almal van ons weet, ons het so met hierdie gebed groot geword,
is die laaste deel in, want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid. Nou, julle sal oplet, in die nuwere vertalings is dit nie meer in die Bybel nie. Die rede daarvoor is eenvoudig omdat daar, soos die jare verby gegaan is, ouer, meer oorspronklike tekste in die oorspronklike tale in die Grieks ontdek is, waar daardie deel van die gebed nie in voorkom nie. En daarom het die Bybelvertalers, meeste van hulle besluit om dit uit te laat. Party het dit nog met 'n voetnota daarbey om te sê dit kom nie in die oudste tekste voor nie. Nou dit beteken nie dat daar is met die Bybel gelol en doelbewus dit te verander nie. Dit is eintlik maar deel van hoe die Bybel ontstaan het. Daar was altyd maar 'n soek na meer oorspronklike tekste om te kyk wat werklik deel was daarvan en wat nie. Maar ek het geen probleem daarmee om dit steeds deel te maak van hierdie gebed nie. Want daai gedagte kom in elk geval paar keer in die Bybel voor, waar daar gebid word. In Judas byvoorbeeld aan die einde, in Openbaring, kom die gedagte weer voor, aan U, Here, behoort al die lof, al die eer, al die aanbidding. Presies dit wat daai gebed mee afgesluit is. En dit is dalk waarom dit op 'n stadium daar ingevoeg is, maar net weer om daai erkenning daar aan God te gee. En dan net om saam te vat, glo ek hierdie gebed help ons daartoe om te leer om vanuit 'n intieme verhouding met God te leef. Dis 'n gebed wat jy maar elke dag weer kan bid. En jy elke dag doelbewus dink wat jy bid, dan gaan dit 'n groot effek op jou lewe hê. Want dit leer ons om vanuit God as bron te leef, om nie weer weg te dryf en met ander motiewe te leef nie. En sodat ons voortdurend vanuit hom gevoed word en gelei word en gerig word. En dan kom ons lewens al meer onder sy heerskappy. En soos ek nou al dikwels gesê het, as jou lewe werklik onder God se heerskappy is, dan heers hy deur jou, in jou en deur jou. En dit gaan 'n effek op jou omgewing hê. En hoe langer ek hiermee besig is, hoe meer is ek oortuig daarvan, dat dit is presies wat God in gedagte gehad het reg aan die begin, toe hy die mens geskep het en gesê het, heers oor die aarde. Die gedagte was altyd dat hy in en deur ons sal heers, as ons vanuit so 'n verhouding van intimiteit met hom leef, waar ons na hom luister, aan hom aandag gee, hoor wat op sy hart is, en doen wat hy van ons vra. En dit is altyd soos suurdeeg in die samelewing, wat deurwerk, wat smaak gee. Dan is ons die lig van die wêreld, wat lig bring waar daar duisternis is. Die sout, wat smaak gee, waar alles smaakloos geraak het. Bedink hierdie gebed baie goed en die gedagtes wat hier genoem word, en leer om dit vanuit jou hart, elke dag, voor die Here te bring. Dankie dat jy weer saam geluister het.